Welkom, dis Janine G en ek gesels vandag met Renay Vosloo. Ek het haar op 'n baie interessante manier ontmoet by 'n netwerk besigheids ete, ontbyt, organisasie, LinkUp, nee, dis reg, LinkUp as ek dit reg het. En daar is ons is nou seker so 6 maande of so aan die gang en ons ontmoet baie interessante mense, besighede. Ja, dit is my altyd so interessant hoe mense hulle dag omkry en waarmee hulle self besig hou en hoe hulle geld verdien. En hierdie program is spesifiek geskep vir besighede, vir finansies en om dit te doen in soos wat die Here vir ons gesê het om dit te doen. En ek wil graag vandag, soos ek gesê het, ons gaan gesels met Renay Vosloo en haar besigheid is Act into Abundance. So dit is so 'n mooi naam. En ons gaan bietjie meer nou daaroor uitvind. Maar Renay, ek wil eers hoor, ek het nou al gehoor jy het nou al 'n paar myle in die lewe al geloop. Jy het heelwat wat noem jy dit ek wil nie sê organisasie nie. Ek noem dit T-shirts. T-shirts. Okay, ja, T-shirts. T-shirts in my kas van Ja. ervaring, foute en allerlei sulke goed. Ja. Maar sê eers vir my, waar het jy groot geword en hoe het jy gekom vandag? Maar vinnig, maar so waar kom jy vandaan? Ja. Oorspronklik. Ja, ek is gebore en getoer en is baie vervelig in Pretoria en ek's nog steeds in Pretoria. Oh, shame. Okay. Maar ek beplan om te verhuis, weet ek eendag na my ewige huis, maar ek hoop nog op aarde verhuis ek een of ander tyd bietjie na 'n ander plek toe, maar ek is hier in Pretoria. So jy het hier groot geword en so ek neem aan jy was in een van hierdie klomp skole in hierdie omgewing. Wat se skole was jy? Ja, nee, ek was in Laerskool Stefanus Roos en ek was dan ook in Hoërskool Oeverkruin en toe het ek gestudeer het soveel jare terug toe die Technikon in die stad was en jy heel veilig van die plein af Technikon toe gestap het en terug en toe aan en ja, ek het daar gestudeer en toe klaar gemaak het daarso het ek by Unisa aangeskryf en toe het ek 'n BCom graad gedoen. Ja, en ek het maar aanvanklik begin in die koöperatiewe omgewing tot ek op 'n stadium deur 'n werkservaring was wat ek een oggend wakker geword het en ek vir myself gesê het jy's nie op kraamverlof nie, jy's nie op studieverlof nie, jy's nie op spesiale verlof nie, jy's nie met verlof nie. En dit so gegaan het en so vir die plafon gekyk het en gesê jy is werkloos. En vir myself gesê het maar een ding weet ek dat al bak ek koekies vir die tuisnywerheid en ek hou nie van koekies bak nie, wil ek nie weer vir 'n baas werk nie. En daar het my eerste besigheid begin. As in my eerste ervaring kan ek sê, behalwe op skool het ek popklere gehekel om ekstra geld te kon verdien en sulke goeders. En ek het op 'n stadium sweetpakke gemaak, maar so 'n bietjie op die naaldwerk, maar nie baie nie en toe het ek begin programmeer. 'n Vriend van my het in daai jare by Van Schaik's boekhandel het hy my gebel eendag en gesê ken jy Clarion? En ek sê nee, hy sê wel jy gaan leer want ek het 'n posbestel diens nodig. Nou vandag het ons koerierdienste, ons het aanlyn bestellings, al daai goeders. En in daai jare was dit 'n konsep wat hy moes verkoop het aan Van Schaik en waar hulle nie sommer gebyt het nie, né? Dis vir my so snaaks so goed ontwikkel het en ek het toe van die huis af gewerk en as jy van die huis af in daai jare gewerk het, ek praat nou van 91 en so, dan het ek gedink, jy weet, jy's soos 'n backyard mechanic, so ek was soos 'n backyard programmeerder. En so ek moes heeltyd stry om myself te bewys dat ek kan iets doen. Was aangegaan en toe het ek beland in projekbestuur. Ek het Microsoft Project baie goed geleer ken. Ek beskou myself nog steeds vandag as 'n expert alhoewel die produk heelwat uitgefaseer is in ander produkte en ander metodologieë en so aan dit vervang het. En ek het my eie konsultasiediens begin en so het ek my aangegaan en toe ek op 'n stadium terug in projekbestuur en nie aan die konsultasiekant
en om metodologieë te implementeer by besighede nie, maar toe is ek nou 'n projekbestuurder wat die goed moet gebruik en nie wil gebruik nie. Mm. Daar's Shakespeare het nog altyd gesê, "It's a good preacher that follows his own advice." En toe moes ek toe nou dit self Ja, doen. ja, ja, En ja. dis waar ek opgeëindig het tot Ja. in amper 3 jaar gelede wat ek ja, wat as maar net as gevolg van almal dink jy op 'n sekere ouderdom moet jy op pensioen gaan en Mm. ek het baie goeie ervaring by Ebucks gehad, maar toe sê hulle ook we love you but leave now. Jo, En okay. dis ek terug weer dat ek moet sê nou moet die entrepreneur weer terugkom en ek Ja. gaan nie met pensioen gaan nie. Ek glo nie dis 'n buiten jy weet dis ek glo nie dis 'n Bybelse beginsel nie. Mm-mm. Behalwe dit, jy het soveel potensiaal in jou. Jy het soveel wat jy nog kan gee Mm. en dis om te aanhou werk en te aanhou gee is die beste aftrede polis wat jy eintlik kan kry as jy nou wil aftree, maar ek sê nee, ons refire, we don't retire. So Mm. Ja, maar ek dink ook julle, as ek nou mag sê, mense wat in daai ouderdom is, het soveel insig en wysheid wat hulle vir die ander generasie kan gee. En vandag se generasie kinders, as ek weet die matrikulante, kom ek sê die studente, en ek het nou sit met twee in my huis. Die manier hoe hulle dink, hoe hulle redeneer, die lewe sien, is totaal en al anders as wat ek het wat ek het gedoen het daai jare. Ek meen toe ek jonk was, het ek net gedink ek wil nie trou en kinders hê en nee. En hulle sê nee, daar's soveel dinge om te doen in die lewe. Maar ja, tog het hulle sekere insigte het hulle nie en daai wysheid en ek sou so graag as 'n 30-jarige vrou, as ek dit nou so kon stel wat en ek het baie besigheid betrokke geraak, maar ek sou graag as 'n 30-jarige vrou 'n Renay wou gehad het wat vir my kon sê, weet jy, hier is jy nou besig om droog te maak of weet net 'n ja, bietjie leiding te kon gehad het want jy die ervaring en ek is dankbaar jy sê daar is nie so iets as aftree nie want daar's in die Hebreëse teks, in die Hebreëse taal, is daar nie eers 'n woord vir aftree nie. Ek weet dit eers geweet het nie. ja. So dis So, fenomeen. nee, ek ken dit nie. So dit sê vir my die Here het 'n plannetjie gehad. Ek weet net nie of ons almal 600 of 800 jaar gaan oud word nie. Ja, Behoede ons. Ek hoop net ons sal mooi en gesond wees want ek dink dit is tog die belangrike op die einde van die dag. Okay, maar jy is nou besig. Jy het eintlik baie eisters in die vuur soos ek nou mooi agterkom. En dit is goed want dit hou mense aan die gang en dit hou mense jonk. Maar jy het nou Act into Abundance en dit is jou jy het dit so mooi gesê. Ek wil eintlik dit lees. So ek gaan nou kroep hierso. Ek gaan nou hier op jou webtuiste gaan doen want jy het dit vir my so mooi verwoord. En dankie tog vir tegnologie. Ons kan nou kroek. ja, jy kan afkyk. Ek kan nou afkyk. En ek gaan nie geskort word van my eie program of nie. Jy sê hierso, I'm Renay Vosloo, an Act into Abundance coach, coffee fueled, wat ek baie van nou, coffee fueled optimist and explorer of untapped potential. En dit is vir my so mooi want dit sê vir my jy gaan krap 'n bietjie. Jy gaan soek want jy sien iets raak wat ander mense dalk nie in hulle self raak sien nie. Het ek dit reg opgesom? Ja, ja. Ek het al jare terug het ek al gesê weet ek glo die Here het my gemaak om die potensiaal, daai Godgegewe potensiaal wat in elke persoon is en waarmee ons geskape het. Ja. Dat hy vir my dit gegee het om dit te gaan ontsluit daar en sodat hulle dan ten volle kan leef en sodat hulle daai potensiale ten volle kan uitleef. Ek het net nie geweet hoe en wanneer gaan die Here doen nie, alhoewel hy het my altyd gebruik. Ek het opleiding gegee. Daai wat jy praat van die mentor, weet om te mentor en so aan. Dit was vir my altyd lekker. Was vir my altyd lekker om inligting te kan deel. Dit was vir my lekker as iemand vir my sê, jy weet jy het my laat doen wat ek geweet het ek moet doen, maar wat ek nie wou doen nie en toe ek dit doen, toe kom ek waar ek wou wees. Sure. Maar
En die mense wat ek opgelei het, wat in my spanne was en so aan, ek sê altyd so op 7 weke, as hulle so 7 weke vir my gewerk het, dan is ek die laaste persoon wat hulle in hulle lewe wil sien. Hulle wil nie van my sien nie, hulle wil nie met my praat nie, hulle eintlik wens hulle net ek kan verdamp. Ai, En ek het baie weet ek sê dit ook vir mense, ek sê as ek jou gaan afrig of coach, dan gaan dit tyd wees wat jy wens jy het Renay nie ontmoet nie. Maar dis oké. Ek kan daarmee regkom. Ek weet. Nou om terug te gaan na hierdie mense toe, wat vir my altyd so mooi is, wat ek geniet is, as hulle my nou later raakloop en so aan, dan sal hulle vir my sê, weet jy wat, ek het kon jou nie verdra nie. Maar nou is ek erger as jy. En dan sê ek, ag jete, ek hou daarvan. Ek hou baie daarvan. As jy by die punt kom waar jy deurgebreek het en daai potensiaal wat oopsluit vir jou, maak jy so dat jy kan sê, weet ek is nou selfs beter as die een wat my tot daar gestoot het en nou is ek erger op ander om hulle potensiaal te ontsluit of om uitnemend te leef. Want dis tog waaroor dit gaan, glo ek, ons dien 'n uitnemende God. En hy het ons met potensiaal geskape sodat ons daai uitnemendheid van hom kan verheerlik. So hoe kan ek minder wees as my beste? En ek praat nie van dat jy in die beste huis moet bly, in die beste kar moet ry en daai tipe van goed nie. Is daai om te kan sê, ek het vandag my beste gedoen. Soos wat die woord ook sê, soos wat ek dit vir die Here doen, nie vir ander mense nie, soos ek dit vir die Here sal doen. Want dan verheerlik ons hom ten volle en dan die potensiaal wat hy ons mee toegerus het en waarmee hy ons geskape het, dan leef ons dit maar meer nog, dan is dit meer, dan voldoen ons, want hy het 'n verwagting dat ons dit sal leef. Jeremia 29:11 tot 13 gaan daaroor sy verwagting wat hy het, omdat hy die potensiaal binne ons gesit het. Nou het ek klomp goed gesê en ek sal aanhou, en dit is vir my absolute passie. Nee, maar dit is my baie goed, maar ek wil by jou hoor, wanneer mense by jou kom en hulle wil nou coaching hê, vind jy dat dit meer ouer mense is wat so 'n bietjie hulle half rigting verloor het, of kry jy die jonger kinders, ek weet die jonger ouetjies weet dalk nie eers waar om te begin nie. Ek voel so jammer vir 'n 18-jarige wat nou 'n besluit moet neem wat vir die res van sy lewe 'n plan moet wees. Maar wat kom sê die mense vir jou wanneer hulle by jou opdaag? Wat is die woorde wat hulle sê? Weet jy, ek kry baie keer dat dit mense is wat, daar is te veel opsies, of hulle is oorweldig, of hulle sê, weet jy, ek het nou by 'n punt gekom en ek het nou hierdie oorgang wat ek moet maak. Soos byvoorbeeld, weet jy, ek moet nou aftree en nou wil ek graag aanhou werk. Ek wil nog aanhou iets beteken. Maar ek het opsies en ek weet nie wat om te kies nie, ek weet nie hoe om te kies nie. Of kom ons vat 'n mamma wat vir 15, 20 jaar het sy ma gespeel, sy het haar loopbaan eenkant gesit. En nou word die kinders groot en skielik bevind sy haarself in hierdie vakuum en sy weet nie wat te kant toe nie. Selfs iemand wat deur 'n egskeiding gegaan het, wat deur 'n egskeiding gegaan het, of wat 'n geliefde verloor het, hulle lewensmaat verloor het, en ewe skielik staar hulle regtig omstandighede in die gesig wat hulle totaal en al, dit is net te veel om mee te deel. En waarmee ek hulle dan help, is dan met te kry in rye en kolomme. Ek sê, kom ons kry dit in rye en kolomme, en dan kan ons dit van daar af, kan ons dit dan hanteer. Maar bovenbehalwe dat jy mense vat, wat ek van hou is dat dit van verskillende agtergronde kom en ervarings of milieus is, as ek nou die mooi Afrikaans kan gebruik daar, is jou, hoe kan ek sê, ek noem dit 'n logo, of jou, ek wil nie sê mascot nie, maar dis 'n, wat jou identifiseer, jy het gebruik 'n granaat. En dis een van my gunsteling vrugte. Ek eet dit nie baie nie, niemand kan dit regtig baie kry nie, maar dit is van die mooiste, kleurrykste vrug wat daar is. Maar waarom het jy dit gekies en hoe het daai proses gebeur?
Weet jy, toe ek klaar gemaak het by Ebucks en so aan en was ek eendag toe nou by 'n vroue byeenkoms en alles en Dr. Rita Maree wat ook my geestelike moeder is, het sy onder andere granate gemaak en sy het die granaat gemaak. Ek weet nie of hy gaan mooi in fokus nie, Ja, sy maar ja. stawwe granaat. So dis 'n klei granaat wat sy gemaak het. Okay. En sy het dit toe daar gehad en verkoop en so vir ekstra inkomste met die bediening om die bediening te help, né? En toe ek die granaat sien, toe sê ek dis hoe ek voel. Hier is aan die buitekant weet hy silwer, maar hy's vol merke en alles. Die lewe los ons met merke. Daar's goed wat in ons lewe gebeur. Ons kom nie by 60 jaar uit en weet jy, ek dink jy sal een uit biljoen wees as jy nie 'n merk of twee in die lewe opgetel het nie. Ja. By dit ook, intussen het hierdie enetjie so kroontjie al bietjie skade gelei, maar oor die algemeen het jou kroon het ook al seer gekry. Maar binne in my was daar al hierdie potensiaal wat soos die granaatpitte net wou uitbars. En waartoe moet dit gaan? Wat moet met dit gebeur? En dis Ja. hoe ek gevoel het oor die granaat. Ek koop toe die granaat en so gaan 'n jaar en 'n half verby wat allerhande goed gebeur. En eendag gesels ek met Dr. Ziva Spannenberg. En sy praat met my en in die gesprek verander en sy begin my eintlik toe af te rig, te coach. Jy weet, en sy vra my vrae en so sy aangaan en Dr. Ziva is ook weet in die woord vas en so aan 'n bedienaar van die woord. En die silwer granaat staan daar. So sy praat en so sy praat kom alsyd by mekaar en ek sê vir Ziva, soos jy praat, hierdie silwer granaat, dit moet my logo word. Dis al wat ek nou vir jou kan sê. Alles kom net vir my bymekaar. Toe nou het ek die logo. Ek het 'n vriendin wat grafiese kunstenaar is en sy sit hom toe vir my oor elektronies. En so gaan ons doen nou ook 'n rukkie aan, maar nou moet jy begin werk en ek sal vir enige persoon aanbeveel is dat jy dan as jy soos ek 'n diens lewer, dan is dit goed ook soos ons sê 'n personal brand te bou. So jy moet vir jouself gaan sê, waarvoor staan jy? Wat doen jy? Wie bedien jy? En hoe help jy? En so, maar nou doen ek afrigting en ek gebruik die Shadow Match platform, ons kan nou daaroor praat. En ek het die Here gevra, ek sê, Here, maar hoe bring ek nou die granaat met my, absoluut, ek weet my roeping is om potensiaal te ontsluit. Hoe bring ek dit nou alles bymekaar in 'n besigheid en as 'n Shadow Match afrigter of 'n Shadow Match coach? Ja. En die een oggend word ek wakker en Here sê vir my act into abundance. En alles val toe vir my so in plek, want die Shadow Match benadering gaan daaroor dat ons moet verstaan wat is ons gewoontepatrone, want daai gewoontepatrone op die einde van die dag bepaal ons gedrag. Ja. En maar baie belangrik in ons afrigting, ons sê ons moet aksie neem. Kyk, ons kan baie praat. En praat, daar's baie goeie intensies met praat, maar net soos jy ook weet, Janine, is dat wanneer jy begin aksie neem, Ja. dan eers begin jy sien hoe wil hierdie potensiaal en waartoe moet hierdie potensiaal gaan. En soos ek aangegaan het, ek het ook 'n demonstrasie wat ek vreeslik geniet om te doen, wat ek dan nou op 'n granaat skil, wys hoe mense hom moet skil, maar hoor jy, ek laat dit op waai dat die pitte spat. Ek hou daarvan, maar die potensiaal moet gaan. Maar die Here het toe ook vir my gewys, jy weet, baie mense besluit, ons almal het potensiaal, maar hulle bly toegesluit. Hulle wil nie ons moet oopgemaak word nie. En jy moet toelaat. Jy moet deurdat jy die Here vertrou, deurdat jy geloof wandel, moet jy toelaat dat jy oopgemaak word. En dat daai potensiaal uitkom en dat jy dan dit plant en dit dan nat gooi en dit versorg en 'n tevredenheid het daarmee sodat dit kan groei, sodat die Heilige Gees kan kom om dit te laat groei. Die Heilige Gees gaan nie terwyl jy op die stoep sit, solank dat die potensiaal groei en dan kan jy nie instap en vrugte kom pluk nie. Nee, dit gaan nie gebeur nie, nie sommer nie. Ja. So hierdie is vir my regtig baie spesiaal. En toe het my man wat 'n ontwerper juwelier is, toe sê maar ons gaan dit omsit, ons maak daarvan 'n juwele reeks ook. So saam met dit dra ek nou, ek weet nie of jy dit gaan kan sien nie, maar hier's 'n klein daar val hy om.
maar klein Mm. pommegranaat Ja, en ek dit het is baie mooi, en ja. hy het tot werklike stene in, hy's in silwer, want die silwer is gelouter. So ek kan soveel inbring en so lekker Mm. rondom dit gesels, dit hou nie op nie. Eintlik hou dit nie op nie, want dit is regtig, dit is 'n vrug wat oorvloed weet demonstreer wat 'n demonstrasie daarvan is en en oorvloed is nie rykdom nie. Mm. Oorvloed is net baie meer as geld en dis wat my die pommegranaat of die granaat dan vir my is. Of eintlik die regte Afrikaanse woord is granaatappel, maar ek Hmm. sukkel nog met daai appel te byt. Ja, ja, ja. Nee, ek hou net van granaat want Ja, maar ek dink net elke keer as jy 'n vrug net los in 'n bak, dan word hy word vrot. So as jy dis hom nie reg. optel en iets daarmee doen nie, dan kan hy nie vreugde bring nie. Hy Ja. kan nie jou honger les nie of jou dors Mm les -mm, nie. En daar's niks so lekker mm om in -mm. 'n sappige perske of so iets in te byt en dan ja. Ek gaan net 'n Dit stapie is verder en dink wat kan daar in wees? Kyk nou net eerder oop vir 'n verrassing. Okay, maar jy praat van shadow match. Sê ek dit reg? Shadow match. ja, Okay, nou ja. wat is shadow match? Shadow Match is die platform wat ek gebruik om my Mhm. afrigting te doen. En wat gebeur is jou gewoonte patroonkaart word opgetrek. En ons Okay. praat hier van gewoonte patrone soos byvoorbeeld en ek gaan nou maar Engels propensity to handle of 'n propensity to own. Jy weet jou resilience, jou self-motivation, leadership, daar's 19 van hulle. Jo. En jou gewoontepatrone het gevorm omdat jy goed herhaal het. So dis vaste Mm. breinpatrone binne in jou brein wat nou gevorm het. Ja. En nou daar is nie 'n perfekte gewoontepatroon nie. Mm. Maar daar is waarvan ons praat is dat jy het sterker gewoontepatrone, hulle het Mm. meer ek het sterker gevorm of jy het sagter patrone. En in ons benadering is ons afrigting daarop gefokus om te kan sê dat gebruik jou sterker patrone om jou sagte patroon te beskerm. Nou ek praat nou nog heeltyd konseptueel, maar ek gaan nou 'n bietjie meer prakties raak. Die ander saak wat baie belangrik is in ons afrigting, ons sê ook dat deurdat ek 'n gewoontekaart het ek klaar weet alles wat met jou gebeur het, jou gene, die goed wat in jou lewe gebeur het, jou ervaring, alles sit binne in jou gewoontepatrone in opgesluit. Ja. So ek gaan nie met jou gesels oor wat het nou in jou verlede gebeur, goed of sleg, dat jy tot hier gekom het nie. Vir Mm. al die goed wat met elke persoon gebeur het, negatiewe goeters wat met ons gebeur het en dan baie sal ek sê ek wil nie spesifiek iemand uitsonder of 'n beroep of uitbesonder nie, maar baie keer dan word daar eers gedelf in wat het met jou gebeur sodat ons kan verstaan hoekom jy is soos wat jy is. Mm. En 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 ons benadering sê ons dat as ons moet terugdelf in jou weer praat, deur dit praat wat met jou gebeur het, dan versterk ons of herhaal ons nog meer oefening op hierdie gewoontepatrone wat nou gevorm het en wat op hierdie stadium nie vir jou 'n gelukkiger en vervullende lewe gee nie. Ehm Okay. en so nou ek gaan nou kom by basiese goed. So ons fokus dan is ook om te sê elke persoon deur sy Mm. gewoontepatroon te verstaan kan meer gelukkig leef. Soos byvoorbeeld iemand wat deur trauma gegaan het en sê maar as 'n kind en moes vroeg al die verantwoordelikheid van ouerskap of as 'n ouer moes die rol vervul binne in die gesin, Mm. ehm gaan byvoorbeeld 'n gewoontepatroon hê van om goed eienaarskap voor te neem en dit te doen wat baie sterk ontwikkel het. So 'n persoon ontwikkel dan baie keer in 'n volwassene wat dan vir goed eienaarskap neem waarvoor hy nie moet eienaarskap neem nie. Mm. Want as kind is in daai posisie geplaas, hy of sy is in daai posisie geplaas om te moes eienaarskap neem van goed wat daai kind nog nie voorreg was nie. En hulle Ja. moes net deel met dit. Jy sal ook vind dat so 'n persoon se probleemoplossing gewoontepatroon is baie sterk ontwikkel. Nou Mm. hoekom sal dit saak maak vir sê maar 'n beroepkeuse? Want ons kyk na beroepkeuses ook. Kan ons met op die Shadow Match platform kan ek iemand ook daarmee help? Die rede daarvoor is dat as jy 'n sterk ontwikkelende probleemoplossing gewoontepatroon het,
gaan 'n beroep waarin daar nie probleme is nie of min probleme is, gaan vir jou verveel en jy gaan gefrustreerd raak. Nou het ons 'n ander gewoontepatroon wat byvoorbeeld frustrasiehantering is. Nou is dit 'n sagte patroon. Nou as jy in 'n beroep, jou oplossing is baie sterk ontwikkel. Jy's in 'n beroep wat jou nou frustreer want daar's nie genoeg probleme om op te los nie. En jou frustrasiehantering is 'n sagte gewoontepatroon. Dan kan jy maklik verval in ek is nie goed genoeg nie. Ek weet eintlik nie wat om te doen nie. Weet ek irriteer of die mense is met my geïrriteerd want jy gaan soek goed om te doen om probleme op te los. Of jy raak angstig. Jy raak depressief. En is baie belangrik om dit te weet want deur dalk net jou beroep te verander of iets anders in te trek om te sê gee my meer verantwoordelikheid of wat ook al of gee vir my meer probleme om op te los, dan is jy net meer gelukkig. En dis waaroor dit gaan. Ek hoef nie te weet hoekom het jy 'n sterk probleemoplossing gewoontepatroon nie want jy het dit. Dit is wat shadow match vir my as 'n gereedskap in my hande gee om met iemand te kan werk. Gaan julle noodwendig patrone probeer, kan julle patrone wat negatief is verander of fokus julle slegs net op die positiewe patrone? Weet jy, ons praat van sterker en sagte patrone. Kom ek vir jou sê nou maar jy sou kry. Ek gaan myself as 'n voorbeeld vat. Toe ek nou net klaar gemaak het en nou gaan ek wil toe nou van een van my opsies was ek wil in 'n digitale agentskap begin. Ek het die opleiding gedoen, al die tipe van goeders en vandag, wie sal nie 'n digitale agentskap wil hardloop nie want sosiale media en bemarking al daai goeders is jy behoort werk te kry as jy goed genoeg is. Ja. En ek sukkel toe om regtig uit die wegspringblokke uit te kom want ek moes op daai stadium begin dan eerder net om iemand se sosiale media bestuurder te wees. Maar nou is die kapitaalhokkie daar nie, so ek is die een wat die imagery moet doen, ek moet alles doen, né? Dankie tog tot ChatGPT. Maar nou die ding is wat baie belangrik is in bemarking en in sosiale media is die konsekwentheid. Jy moet dit gereeld doen. En liewerste elke dag en al hierdie tipe goed. Nou my gewoontepatroon rondom roetine. En op daar met ek een kliënt. Nou my gewoontepatroon rondom roetine is my sagste patroon. En ewe skielik moet ek hierdie elke dag en ek kom nie uit die wegspringblokke uit nie. En ek het nie energie nie en ek voel nie gemotiveerd nie. En op hierdie stadium werk ek alleenig want dis net ek. En my span gewoontepatroon om 'n spanspeler te wees is my sterkste. Nou jy weet, nou werk ek alleenig. Dis roetine. Nee. Die amper die teenoorgestel, maar in dit dat my roetine laag is, sê dit ek hou van verskeidenheid. Nou het ek net een kliënt. En dit alles werk op my in dat ek kom met die wegspringblokke uit nie. Nou op daai stadium het ek nie shadow match geweet nie. Toe kom my seun by my en hy sê vir my ma doen hierdie shadow match. En toe ek dit sien, toe verstaan ek presies wat is my probleem. Toe verander ek wat ek doen. Ek het die vaardigheid. So baie keer het ons die vaardigheid, ons het die kennis, ons kan dit doen en weet in al daai tipe van goeders, maar ons gewoontepatroon werk nie met ons saam om dit eintlik te doen nie. En dan is jy eintlik besig om jouself te saboteer. En so dis vir my nogal baie belangrik dat jy dit verstaan sodat jy nie jouself saboteer nie, want dit gebeur maklik toe nie. In die sin van gewoontepatroon sit jou op autopilot. Dit is soos treinspore, daar's hulle. En die trein hardloop op daai spore. Jy kry dit nie sommer verander nie want dit is vaste breinpatrone. Jy het my gevra, hoe kan ek dit verander? Met baie moeite. Met baie moeite. Eerder moet ek kyk aan om my gedrag te verander. Want gewoontepatrone, net een stap terug, gewoontepatrone binne 'n situasie het 'n sekere uitkoms. So eerder moet ek kyk hoe ek my gewoontepatrone gaan gebruik sodat ek ander aksies neem sodat ek 'n ander uitkoms kry. Ja. En so toe ek dit nou verander,
voordat ek klaar gemaak het, die paar dae voor ek klaar gemaak het, het die ouens wat saam met gewerk het, ag en verskeie keer ouens vir gesê jy moet gaan coach. Sê ek vir hulle man, ek wil nie coach nie. Ek wil nie NLP en al hierdie goed gaan studeer nou nie. Ek is nie lus nie. En die Shadow Match platform met my projekbestuursagtergrond, aksie neem, die hele metodologie en so, het net vir my so mooi bymekaar gekom. En toe sê ek nie goed, hier kom ons. Ek gaan die Shadow Match platform begin gebruik en dan gaan ek coach en dis waar ek into abundance naderhand in ontwikkel het. En nou is ek nooit verveeld nie en my roetine patroon is nog steeds en hy dalk miskien 'n paar punte beter want roetine maak sin. Dit is wel so. Ja. Dit doen. So baie keer as 'n patroon, 'n gewoonte patroon, jy ervaar dat 'n gewoontepatroon in jou potjie omdat hy nie sterk genoeg is nie, dan bied ons platform ook 'n ontwikkelingsprogram op baie spesifieke patroon dan te ontwikkel. En net op daai patroon te fokus, maar daar's baie interafhanklikheid tussen die gewoontepatrone. So ja, dit is baie interessant en ek geniet dit om met die mense te werk, ja. Hoorie, maar jy het nou 'n spesiale aanbieding vir mense wat jou wil kontak. Vertel my 'n bietjie meer daarvan, wat ek dink dit is 'n eerste oproep wat hulle jou mee kan kontak. Ja. Mense wat graag meer wil weet en net wil uitvind hoe dit vir hulle kan werk of nie werk nie, want daar's 'n paar opsies, kan na Renay Vosloo, RENE, so 1E VOSLOO, dat sê dat ZA toe gaan en daar's 'n geleentheid, daar's net 'n knoppie, druk hom en bespreek vir daardie oproep en ja, dan kan ons bietjie kuier. Dit is 'n 1 uur afspraak nê en is gratis. Ja. Okay. Dit is gratis. Ek gaan die skakel, ek sal die link van daai knoppietjie in die ek moet nou die nuwe lingos leer. Ek dink is die bio van 'n Zoom call of van 'n wat noem jy YouTube. So ek sal dit alles daarso insit vir julle, vir die kykers en die luisteraars. Jy is ook betrokke by 'n verslanking projek. Nou Ja. hoe dit gebeur? Dit is nogal. Kyk né, as ek nou raad kan gee, as jy jou eie besigheid moet doen, begin mense ken. Jy moet netwerk en dit vat 'n ruk dat mense jou nader aan ken. Dis die een ding. Die ander ding, so jy moet daai karakter ontwikkel om te kan netwerk. Want as jy jou eie besigheid het, daar is nou een ding, ek het een van my T-shirts in my kas was van dat jy kan 'n uitstekende produk hê. Maar as jou bemarkingsplan nie in plek is en as jy nie begroting het nie, help dit jou nul. Dis amper 100% waarborg. Dit sal nie dit gaan nie die lig sien nie, né? So bemark sal jy moet bemark. Dit moet ek jou nou al sê. Jy kan eintlik eers meer aan bemarking spandeer as 'n produk, maar ons kan daaroor later praat. Die ander ding is dat jy so gou as moontlik moet begin. Ek gaan nou by jou antwoord heeltemal kom. Dat jy so gou as moontlik begin. Nou een van my goed is omdat ek 'n sterk probleemoplosser, 'n innoveerder en iemand wat goed wil simplifiseer, wil ek alles eintlik omtrent perfek hê. Dat my seun naand vir gesê het, "Ma, just get it done, not perfect." Nou wanneer jy begin, veral as jy diens het, begin en wees net seker jy's altyd so een stappie voor jou wat jou kliënt wil hê, maar begin. En dis nou maar wat ek toe gedoen het. So want die ding is word of mouth, ek weet nie, nog nooit probeer om dit te vertaal in Afrikaans nie. Word of mouth bly jou sterkste adverteerder. Ja. En hoe gouer jy kan kry dat mense kan begin praat oor jou produk, hoe beter vir jou. Dit is die voorloper. Jy doen al die ander goedjies en daar is wat mense hoef nie alles te doen wat almal sê nie, maar wees verseker dat word of mouth is die sterkste. En dit is eintlik uit dit uit wat ek toe verwysing gekry het wat iemand my eendag toe bel en sê, jy coach so en so. Jy het my gevra van ouderdomme. Die dame is 20 jaar oud en sy het wonderlike vordering gemaak, né, van maar tot nou, né. Dit is amper 'n ander prentjie, is 'n wonderlike getuienis. Maar juis van haar en sy stoet is 'n familielid van haar en sê toe, weet jy, ek het hierdie projek en
toe ek gewig verloor het, het ek gevoel daar moet iemand wees wat omsien na mense se basiese emosies, hulle weet jou Die ges. ingesteldheid en Mm. daai ondersteuning ook te kan bied. Is jy bereid om net saam met ons hierdie pad te stap en dat ons kyk hoe dit kan uitwerk? Dit is ook maar 'n nuwe ding, 'n nuwe benadering wat hulle ook daar gebruik. Die produk wat hulle gebruik is nie 'n ou benadering nie. Dit is getoets, maar die kombinasie van dit bymekaar kom is nuut. En so dit is toe vir my nogal in terme van jou teikengroep. Is dit toe vir my 'n nuwe teikengroep? Ek het gefokus op die ouens wat retire, not retire en van die ouens wat uit hulle huise, weet wat nou wil wat nou wil uit wat weer nie in 'n loopbaan wil inkom en so aan. En selfs die jong mense wat sê ek wil vinnig groei in my loopbaan. So ek sit 'n fondasie neer. Dis nou juist hierdie jonge dame van 20 en so en ja, so die groep van mense wat eintlik wat is 'n eetsteurnis is eintlik 'n ideale groep mense om mee te werk, want die eetsteurnis of 'n verslawing of dat jy miskien 'n kettingroker is of wat ook al, of jy net weet jy's uitgebrand in jou werk, jy's verslaaf aan jou werk, maak nie saak nie, is maar eintlik 'n simptoom van eers waar jy net eintlik opgegee het en gesê het ek kan nie, ek is oorweldig. Dit is net Ja. te veel. Ek kan nie hierdie hanteer nie, of ek steek maar net liewerste my kop in die sand, soos 'n volstruis. So dit is vir my groot voorreg om daarvan deel te wees en is nogal vir my opwindend om skielik moet ek elke maandag op radio, maar dit is nogal lekker. En skielik moet ek soms kan op 'n video wees en en ek moet op 'n ander vlak funksioneer om vir bemarking en sulke goeder. So ek het jou sê die afgelope 6 weke was vir my nogal 'n groot leerkurwe. Wat vir my lekker is, as ek weer kan terugkom na potensiaal. Jy weet nie hoeveel potensiaal is daar in jou opgesluit en wat het jy eintlik al alles geleer in jou lewe totdat jy oopmaak en toelaat dat hierdie sade gesaai kan word en gestrooi kan word. Daai sade van potensiaal. Die Here se hand is nimmer eindigend. Wat hy het en wat hy gedagte het, gaan ek dink nie in my lewenstyd gaan ek dit alles gedoen kry nie. En ek het so 'n cartoon prentjie altyd, hy's nie byderhand nie, maar van Dennis de Menace wat gesê het God placed me on earth to achieve a certain number of things. Right now, I'm so far behind, I'll never die. En, en daarmee sê ek het 'n dubbele ewige lewe. Ek het 'n dubbele ewige lewe. Die Here gaan my intrek en sê, jy's nog nie klaar nie, want jou lys het nie opgeraak nie. Ja. Die potensiaal het nie opgeraak nie en deur Jesus het ek die ewige lewe. So ek dink ek gaan altyd besig wees. Renay, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy saam met my gesels het en gekuier het. Dit was vir my 'n voorreg en ek weet die mense gaan jou kontak. Ons gaan vir jou al jou besonderhede opsit. Maar om jou af te sluit, wil ek net vra of jy nie 'n laaste gedagte het vir mense wat dink daar's nie hoop nie. Weet ons lewe in 'n rowwe land. Wel, rowwe land is 'n rowwe tyd. Dit gaan rof met baie mense. Ek dink mense is moedeloos, mense het nie antwoorde nie. Maar watse boodskap kan jy vandag vir hulle gee? Om net bietjie, weet hierdie laaste, weet ons is nou hier so amper half in die laaste bietjie van die jaar en ons almal se wiele baie pap. Om net vir hulle te sê, weet, wat kan ons doen? Weet jy, vir my is nog 'n baie belangrike motto is dat daar's eintlik 2 goed wat ek wou sê. Maar die een is dat die Here Paulus sê vir ons dings in Filippense wat hy sê, ek strek my uit wat na voor is en ek los dit wat agter is. En dit is so belangrik en die Shadow Match platform ondersteun dit vir my so mooi dat ek kan dit los wat agter is. En ek kan uitstrek na wat voor is, nie net om die hoë roeping te verkry wat daar in God is deur Jesus Christus nie,
maar ook om 'n volle, vervullende lewe te lei. Om dit wat die Here my voorgemaak het, al is ek 70, al is ek 80, al is ek 20, Ja. te kan en aan dit te kan werk. Om met daai perspektief te kan leef, dat ek strek my uit na wat voor is. Dis die een ding. Die ander ding is dat wat ek glo baie mense, en ek praat van my eie ervaring, ek was 46 toe ek vir die eerste keer gesê het ek is lief vir Renay. En dit was 'n proses. En in my benadering, en dit is wat ek net kyk, ons moet lief word vir onsself eerste. As ons 'n verskil wil maak in hierdie wêreld, moet ons lief word vir onsself eerste. En die oorkoepelende wet wat die Here vir ons gee, dat ons moet hom lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en ons naaste soos onsself. Die pivotal point is ek. En ek kan van hierdie wêreld en van my huisgesin en van dit wat ek graag wil hê in my verhouding en alles net 'n beter plek maak as ek kan lief wees vir myself. Ja. En my gewoontepatrone wat ek vir ouens wys en waar ek met hulle deurwerk, kom ons by daai punt wat hulle besef, maar ek kan lief wees vir myself. En ek wil lief wees vir myself. Want as ek nie daai liefde gaan aan werk en dit die beste maak wat dit kan wees nie, dan is dit beide my vertikale verhouding met God is gebroke en daar's black holes in en dieselfde op die horisontale vlak. Want as ek myself nie aanvaar het nie, dit baie keer veroorsaak dit dat ek 'n gedrag het wat eerder wys van my tekortkominge omdat ek nie vrede gemaak het nie en omdat ek nie my bagasie agtergelaat het nie. En nou dra ek dit oor in dit wat ek wil doen, vir die wat ek wil lief hê en die verskil wat ek graag wil maak, want die een ding weet ek verseker. As jy in jou hart dit het, hier's iets wat ek moet doen. Maak nie saak hoe sleg jou omstandighede is nie en hoe oud jy is of hoe siek jy is nie. Daai begeerte gaan nie weggaan nie. En so werk eerder aan daai begeerte. Vind uit hoe jy daai begeerte, daai brandende begeerte om God te verheerlik, want dis waarvoor jy geskape is. Dit gaan nie weggaan nie. Jy gaan nie gelukkig wees totdat jy daar kom en jy maak daai, los die goed wat agter is en jy word lief vir jouself. Baie dankie Renay vir jou wyse woorde. Ek gaan vir julle al die inligting gee en alles los dat julle vir Renay kan kontak en ook vir jouself 'n sessie kan bespreek by haar, want dit sal so goed wees as jy dit kan doen. En ja, dis dalk 'n nuwe jaarsvoorneme om dalk in ag te neem vir dit wat kom vir 2026. Jy's like, ek kan nie glo ons sê dit al nie, 2026. So. Ja, Tot die volgende keer. Baie dankie Renay. Ek is Janine G. Tot ons weer gesels. Totsiens. Baie dankie.